Here, was ons skoon en maak ons rein. Laat u lig deur ons skyn. Dankie vir u woord, en dat ons ook daaruit kan leer, en dat dit vir ons ook kan volmaak, en nuut maak, en lewe gee. Daarom bid ons, wees vandag self hier, en praat met ons in Jesus naam. Amen. Die tyd toe Esegiel sy profeseë opgeteken het, was 'n baie slegte tyd vir die volk Israel. Dit was hier rondom 586 voor Christus, wat die Babyloniërs gekom het, wat hulle met hulle aanvalle begin het, en ons het altyd in ons koppe, dit is sommer net, hulle het net gou gekom, en dan die Jode weggevoer, nie so nie, hulle het golf op golf gekom, amper vir 11 jaar lang, en hier in die 11de jaar, 597, toe is Jerusalem feitelik plat gemaak, die tempel is afgebreek, en ons vermoed het was in daardie tyd, wat die verbondsark, wat hier van Moses se tyd afgekom het, ergens heen verdwyn het, en ook 'n paar ander van die Joodse simbole, is net weg. Esegiel het so 4 jaar nadat hy in ballingskap gekom het hy begin profeteer. En gewoonlik het hy in beelde gepraat, redelike visioene wat hy gesien het. Ons gaan vandag so oor 2 van hulle vinnig praat. Maar die volk het swaar gekry. Hulle geloof was ontredderd, hulle lewe was in mooi Afrikaans in shambles, weggevoer van hulle land waar hulle God was. Want in hulle koppe het dit so gewerk, daar waar die tempel is, daar is God, en nou is die tempel gebreek, hy's weg, en die klomp wat vir ons kom wegvoer het, die Babyloniërs, hulle God Marduk, is nou baie sterker as ons God Jahwe, en hy is nie meer hier nie, en nou moet ons hier in die vreemde land anders oor ons God, en oor ons godsdiens, en oor ons land, en oor ons lewe dink. En waar hulle hier redelike goeie lewe gevoer het, is hulle hierdie kant die slawe. En hulle sê, Here, hoekom? Hoekom laat hy hierdie goed toe? Waar is hy? Ons is leeg, ons is dor, ons is verdroog, ons sukkel. En dan kom Esegiel, en hy begin met sy eerste visioen. Nou sy eerste visioen lees ons van hoofstuk 43 af. Ons gaan dit nie nou lees nie. Interessante visioen wat amper 7 hoofstukke aanhou. 'n Visioen wat sê, ek sien die tempel, God se plek, en dan hier uit die ooste uit, daar waar die lig vandaan kom, hier kom God, en hy kom binne in die tempel, en hy vul die tempel met sy heerlikheid, en God is hier teenwoordig, of hoe sê ons lied? Laat ons bidden nader hier waar ons voor hom vergader. God is hier. En dan word daar amper 7 hoofstukke daaroor gepraat. En dan kom ons by die hoofstuk wat ons nou gaan lees. Maar hierdie hoofstuk keer
die eerste visioen se beeld amper onderste bo. En met dit keer hierdie visioen die teologie, die manier hoe hulle oor God gedink het, totaal onderste bo. Luister om. Jesegiel 47. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Ooste kant, daar waar God ingekom het aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant, suid van die altaar afgevloei. Hy het vir my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan na die buitepoort wat oosfront. Kyk, die water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat enkel diep was. 'n el, hoe lank is 'n el? So ongeveer van my vingerpunt tot by my elmboog. Hierdie is ongeveer 'n el. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Dis vers 3. Hy het 1000 el afgemeet en hy my die water laat oorsteek. Die water was wat enkel diep was. Vers 4. Hy het toe 1000 afgemeet, nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heupdiep was. En hy het nog 1000 afgemeet. 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg, water waarin 'n mens kon swem, 'n stroom wat nie oorgesteek kon word nie. En hy sê, hy vra vir my, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroom se wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en dan af na die Araba en kom by die see uit. In die see waarin dit uitvloei word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom, sal hulle leef. En daar sal groot hoeveelhede vis wees, want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van En-Gedi af, tot by En-Eglaim. Daar sal droogmaakplekke vir die sleepnette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Nou die groot see is vermoedelik die Middellandse See. Sy moerasse en kuile sal egter nie vars word nie, vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom op sy walle sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. Wanneer Jesegiel hierdie visioen het, dan kom jy agter, nou word hier nie meer van 'n gewone tempel gepraat nie. Maar nou is hier iets meer, iets groter, wat aan die kom is. Waar begin dit? Stroom begin, daar waar God ingekom het, in die tempel, is daar bietjie watertjies wat onder die tempel se deur uitsypel. En dan word dit so bietjie meer, 'n bietjie meer, bietjie enkel diep, later
knie diep, later dat ek so deur moet gaan, en dan op 'n punt kom dit, dat ek dit moet doen. Here, nou gaan ek verdrink. Nou kan ek nie meer loop nie. Nou moet ek oorgee. Nou moet ek swem. Wat is hierdie water? God se water. In die Ou Testament is water onder andere, want water het ook ander betekenisse. Onder andere wat lewe gee, wat vrug gee, wat laat groei. Kom ek stop hom eers daar. Waarheen vloei hierdie stroom? 'n gewone stroom, gewone fontein wat begin, gewoonlik, as hy nie deur ander strome en ander riviere gevoed word nie, hou ernstig weer op. Ek onthou in Kameeldrif gemeente waar ek 'n klompie jare gelede was, in Buffelsdrif, is daar so afdraande, en dan is daar so 'n fonteintjie langs die pad. En dan loop hy af en dan raak hy hier in die sand weg. Nou as jy van hierdie kant af kom, dan sê hulle afdraande fontein. En as jy van die ander kant af kom, dan is dit opdraande fontein. Dieselfde fontein, maar hy gaan maar net so weg. Maar hierdie ene, teen alle verwagtinge in. Groter, groter, sterker, sterker. Waarheen? Uiteindelik na die Dooie See toe. Nou, die Dooie See, 400 meter onder seevlak. Die slim ouens sê, dis van die laagste plekke op aarde, onder die seevlak. Verskriklik warm, die rivier stroom daarin, maar die verdamping maak dat daar geen uitloop is. Daar is in elk geval nie 'n uitloop nie. En dit verdamp. Ek het die voorreg gehad om so een keer op daai Dooie See rond te dryf. En dat het my gewaarsku. Oppas vir die sout in jou oë. En ek wou nie luister nie. Dit brand verskriklik. Niks kan daar lewe nie. Rondom is alles ook dood, woestyn. Nou kom hierdie beeld, en hy sê, water kom in, water gee lewe, en dan gebruik die Bybel die woord krioel. Daar's net vis, en daar is krappe, en daar's garnale, en daar's goeters lewe in hierdie water. En rondom begin die bome te groei. Bome wat Elmo verlede week van gepraat het. En hierdie bome, selfe bome wat ons in Openbaring van lees, 12 maande in 'n jaar, nee. 12 maande 'n jaar, draai vrag. En wat doen hy? Hy gee nie net kos nie, hy bring lewe, hy gee genesing. So wat gebeur? Water kom in, gee genesing. Diere kom nader, daar kom kos. Bome dra vrugte. Medisinale waarde. Mense word gesond, mense word heel. Goed. Voordat ons gaan sê wat dit beteken, kom ons maak net so 'n klein sprongetjie na die Nuwe Testament toe. Die water uit die Ou Testament, wat uit die tempel uitkom, as ons in die Nuwe Testament kom, wat noem Jesus homself? Hy sê hierdie tempel gaan in 3 dae afgebreek word.
Ou Testament, God is gelokaliseer, ek moet hom in sy tempel aanbid, dis waar God is. Nuwe Testament, daar's ook net redding by Jesus, wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek gaan jou rus gee, almal wat dors het, kom, en kom drink, van die lewende water, wat ek gee. Uiteindelik, moet die Jode verstaan, God is lankal nie meer in die tempel nie. Wanneer hierdie selfe beeld in Openbaring opgetel word, dan sê dit, daar is nie meer 'n tempel nie. Want waar is God? Oral. Elke plek. Goed. Kom ek vra. God het die vermoë om lewe te gee, waar daar woestyn is. God het die vermoë om heel te maak, waar jy flenters stikkend is. Ek wil vra, waar in jou lewe het jy vandag die behoefte om hierdie stukkie dorheid wat jy in jou lewe het, weg te kry? Dalk in jou eie geestelike lewe, waar jy net sê, Here, ek is so afgestomp. Here, ek karring net aan. Here, ek sukkel partykeer om te glo. Here, ek weet nie mooi eers wat om te glo nie. Here, my lewensvreugde word gesteel. En ek is maar net. Here, daai water, ek het behoefte daaraan. Of, dalk in 'n verhouding wat uitgedroog het. 'n Verhouding waar jy net sê, ek weet waaragtig nie hoe nie. Ons gaan maar net aan. Here, ek het behoefte aan nuwe lewe, nuwe water. Dalk ernstiger in jou lewe, jou loopbaan, jou gesondheid. Ek weet nie waar jy die water nodig het nie. Wat moes hierdie ou doen, wat die water moes meet, wat uit die tempel uitgekom het? Hy moes op 'n punt kom, waar hy sê, Here, nou kan ek nie meer nie. Here, nou moet ek oorgee. Nou moet ek ontspan. Dominee, jy praat lekker maklik, né? Hoe doen 'n ou dit? Hoe doen 'n ou dit? Ek kan nie vir jou sê hoe om dit te doen nie. Al wat ek weet, ergens kom 'n ou op 'n punt, waar jy net sê, Here, hier's ek. Nou swem ek. Nou het ek nie meer beheer oor goed nie. Nou is dit U wat my dra. En die interessante, as ek op daai punt kom, dan begin die water vir my na vreemde plekke toe vat. Plekke waar ek nie eens altyd wil wees nie. Plekke waar ek
gewonder het, hoe gaan ek, wat soek ek hier? Hy bring my by mense, wat ek gedink het, ag nee Here, hulle, hoekom? Maar ernstiger, as ek begin swem, as ek begin oorgee, dan begin God deur my te werk ook, deur jou te werk. En dan bring hy partykeer mense op jou pad, wat hy sê, sien jy raak, hierdie ou, hierdie vrou, is verdroog. Help hom, help haar, ook om van hierdie water te kry. Ek wil hê, jy moet aan 3 mense dink, enige 3, wat jy gewoonlik nie voorbid nie, wat die Here op jou hart lê. Dink gou, en ek gaan nie vra wie dit is nie. Kry daai 3. Ek wil vra, daai 3 se name, skryf dit neer. Dalk op jou selfoon, nie nou nie by die huis. Ek gaan nou geleentheid gee, om ook vir hulle te bid. En dan wil ek jou uitdaag, elke dag, wanneer jy met die Here praat, sê Here, hier's mense wat ek regtig aan U wil opdra. Here, hier's dalk 'n stuk dorheid, help om water te gee, om lewe te kry. Ek gee geleentheid vir stil gebed, net kort rukkie, waar jy hierdie 3 persone aan die Here opdra. Amen. Ons word geroep om God se seëninge in hierdie wêreld in te dra. Ons word geroep om as 'n groep, as 'n gemeente, ook 'n verskil te maak. Nie net aan die ouens wat hier kom aanbid nie, maar ook in die omgewing waarin ons bly. Ons word geroep om te sê, wat is God se wil, ook vir Doringkloof? Here, waar wil U vir ons gebruik? Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die lewe is. Dankie dat U lewenswater is. Here, dit maak ons partykeer so bang om oor te gee. Help vir ons om dit te waag, om in daardie stroom in te duik. Here, want dan weet ons, U vat vir ons na plekke toe, waar U vir ons wil hê. Here, ons wil bid, werk in elkeen van ons hart,
Gee vir ons nuwe harte, gee vir ons 'n nuwe gees, gee ons dor harte, ons dor lewens, gee dit nuwe lewe. Here, U weet waar elkeen van ons ook vir U nodig het. Dankie dat ons dit alles na U toe kan bring. Dankie, Here, dat U die ene is wat voorsien, dat U die ene is wat dors les, dat U die ene is wat volmaak. Dankie dat U ook in ons gemeente die ene is wat ons roep om al hoe meer en meer U wil te doen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.